Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met die laaste karretjie graf vir graad 11 en vandag gaan ons kyk na tyd, konflik en ruimte. So time, conflict and space or milieu, whichever way you want to refer it to. Kom ons begin by tyd. Nou, die drama word op 'n akronologiese manier vertel. So wat dit beteken is, kom ons kyk gou-gou, daar's nou sê A, B, C, D en E. As ons praat van akronologies, dan beteken dit dat hierdie wat noodwendig in hierdie orde moet wees, is nie in die orde nie. So kom ons sê ons begin by B. Dan vertel ons eers wat by B gebeur. En dan spring ons na D toe. En dan gaan ons terug na C toe. En dan gaan ons van daar af na E toe. En dan spring ons terug na A toe. So it's not in a specific order. It makes sense if you see or read the movie, but it's die dramaturg se prerogatief, his prerogative or her prerogative to play with time. And the way that they do that is by using flashbacks, terugflitse, of vooruitskouings. They will tell you what is going to happen in the future. Nou in hierdie drama is die begrafnistoneel, daai openingstoneel waar ons die graf sien met die klippe op. Dit is die heel eerste handeling en dit is die punt waarna al die tonele terugverwys. So that first scene is the anchor. It's what grounds this whole story. All right. So I hope you get that. So what words that you need to remember is that one, and that one. Goed, so dit is die tyd van die storie. Ons sien ook die vertelde tyd. It refers back to 13 years ago, 15 years ago. And it also refers to the future, vooruitskouing, what the new opportunities are going to be. Goed, nou gaan ons aan na konflik. Net om weer vinnig konflik op te som. Uiterlike konflik is gewoonlik tussen is 'n konfrontasie, 'n confrontation between people. En ons het baie voorbeelde daarvan in die drama. Dit kan ook 'n konfrontasie wees met omstandighede. Circumstances, if you think about these Kariki people, they were poor. They had to battle to get work. And then, of course, conflict with nature elements, like a tsunami or a storm, and the effect that that would have on people. All right, so if you got that. Uiterlike konflik, bekleierery tussen mense, as gevolg van omstandighede, en natuurelemente kan ook daar 'n rol speel. Dan het ons iets soos innerlike konflik. It's also confrontation, but it's within, it's in the mind of the person. And it's working with emotions. And, you know, the little angel and the devil on your shoulder, what must I do? What is right? What is the wrong thing? And then, of course, desires. What you desire. Also in conflict with your values or whatever the case may be. So innerlike konflik is daai ding wat in jou kop aangaan. So kom ons kyk nou gou na die verskillende karakters en hoe konflik in hulle lewe figureer. Quote is 'n baie
gewelddadige man. Hy het verskriklike konflik met sy 2 vrouens. Op die ou end maak hy hulle dood. Sy konflik in die tronk, waar hy gemartel is. Julle moet dit gaan lees, dis eintlik ongelooflik die wreedheid van die mense teenoor mekaar. Cruelty, terrible, just because he looked different and he belonged to a different group of people. Yeah, it's actually quite horrible. And then of course his conflict with Pinkies, wat die karretjie opgekap het vir 4 maakhout en die donkies verkoop het. So Quote daar's baie voorbeelde. Innerlike konflik in Quote is 'n baie belangrike motief dwars deur die drama. Hy was altyd die broodwinner, so he was the person putting bread on the table, and he was the head of the family. He worked hard at one stage of his life, skape geskeer en ook drade reggemaak. If you look at these, on the farms, they have to keep the animals in or out, so he will fix the wires. That was also his job. And for that you need hands. And of course what happened in jail, he cannot work with his hands anymore. So he feels oud en afgeleef. Can you remember Ouma Mita also said that? Feeling old. Hy het straf gedrink, which created a drunken madness in him. All right. But he also felt, after he came out of the jail and he realized that his family is suffering and that he can't provide for them, hy erken teenoor Sarah dat sy man wees van hom weggeneem is. And it's this whole thing of the male has this thing of I need to provide for my family. And because he couldn't do that anymore, he doubted his own value as a man. Goed, en dit is ook 'n baie relevante tema in vandag se lewe, met so baie mense, paas, wat hulle werk verloor, en wat dan sukkel met hierdie emosionele stryd, hierdie innerlike konflik. And he feels trapped. He wants to provide for his family, but because of the condition of his hands, he cannot do that anymore. Goed, kom ons gaan aan. Pinkies se uiterlike konflik. So he is very angry with his father. Hy's baie kwaad vir Quote. Hy konfronteer hom met 'n byl, daai toneel waar Quote vrygelaat word uit die tronk en hy kwaad was vir Pinkies. Hy kap die karretjie op, hy verkoop die donkies. Die enigste ding wat vir hom oorbly is Tamatiestraat, die plakkerskamp. Hy moet nou sy nuwe lewe daar gaan probeer kry. Die uiterlike konflik ook met hulle lewensbestaan. That struggle, it was merciless. Trying to survive the bitter cold of the Karoo. Trying to survive the hunger, not having money. Goed, sy innerlike konflik is kom as deel van sy rol, want ewe skielik, he had to take on the responsibilities for the children, verantwoordelikheid. Hy sien hoe swaar die kinders kry en hoe swaar Ouma Mita kry. So hy sien die lyding. He sees the suffering. Ouma Mita was krom getrek van die reumatiek.
en sy het nie medisyne gehad nie. Sy het met lappies haar vingers toegedraai, die litte, die gewrigte, om te probeer om die pyn te stop. Hy weet hoe trots sy pa was. Trotse man, wat hard gewerk het op 'n stadium. En hy het geweet, sy pa gaan vir hom kwaad wees. Maar hy was in 'n situasie waar, wat anders wil jy nou hê moet ek doen? What else do you want me to do? I need to sell the donkeys, because I don't have money to buy food for the children. So hy het tog ook op die ou end hoop gehad vir homself, omdat daar met die nuwe Suid-Afrika nuwe geleenthede iets was, en dat hy iets van homself kon maak. En dan die hele ding van Tomatiestraat, julle weet, dit was 'n plakkerskamp, en hy het gehoop, daar gaan vir hom nuwe geleenthede kom. Die konflik van Rokkies en Oukie, hulle is afgestomp, they don't really feel much emotion, hulle huil nie, with the funeral. Toek was die een wat gehuil het. Daai hele toneel van die stokpop, en hoe sy dit hanteer het, en op die ou end maar net gestaan en toe kyk het, hoe Oukie die pop uitmekaar uitslaan. Sy was nie kwaad nie, sy was nie hartseer nie, sy het dit maar net gelate aanvaar. Emosioneel, there was nothing emotionally. En dan ken ons die storie van Toek, hoe hy die hond doodgeslaan het. En ja, dit is 'n verskriklike toneel, en julle moet baie mooi daarna gaan kyk. Dit was regtig, dit is 'n baie ontstellende toneel. Goed, Sarah se konflik, haar selfverwyd, dat al die tyd wat sy in hierdie gesinnetjie ingesit het, eintlik nie die vrugte afgewerp het wat sy gehoop het dit gaan afwerp nie. Haar geweldige emosionele konflik oor haar suster se dood, haar suster het in haar arms gesterf, sy het vreeslik by die Here gepleit dat hy haar moet red en dat hy haar moet help, dit het nie gebeur nie, en sy sukkel nog steeds 15 jaar later om haar suster se dood te verwerk. En sy deel hierdie pyn van haar met Koot. Sy vertel vir Koot van die kinders, die goed wat sy sien in die kinders, hulle vloek, hulle praat lelik, hulle is gewelddadig, hulle is emosioneel afgestomp, en sy konfronteer hom met wat nou verder. Goed, die ruimte waar binne hierdie drama afspeel, the space or the milieu, it's a stage, and because it's a poor theatre, although there are lots of props and it looks very authentic and real, it's not as vast as it could have been. They do a lot with lighting, they do a lot with sound effects. Net die allernodigste word op die verhoog geplaas. Nou, in die drama sal julle sien, daar is baie goedjies om dit so werklik as moontlik te maak, maar ook nie so baie soos wat dit in gewone dramatiese dramas kan wees nie. Die gehoor is deel van hierdie hele ervaring. Ons sien dit met die vertellers, Pinkies en Sarah, wat die stories vertel. Die speelruimte is nie noodwendig 'n formele verhoog nie. Hierdie drama speel af op 'n verhoog, maar as jy praat van gestroopte teater of armteater, kan dit letterlik in enige ruimte wees. As daar karakters is wat hulle stemme en hulle lywe kan gebruik, dan kan jy 'n drama opvoer. Dis die hele gedagte. Die ruimte
is voorstellend in hierdie drama. So it is explicitly saying something about what the stage should look like. Maar die gehoor moet ook hulle verbeelding gebruik, their imagination. We talked about the beligting, lights, dit skep daai plat Karoo bossie wêreld met die heuweltjies of die koppietjies en die skemer en die sonskyn. So die beligting is baie belangrik. Dit is ook weergewend. So it's also explaining explicitly how the stage need to be coloured in. Want daar moet rekwisiete wees, daar is baie props wat hulle gebruik, ons sal nou kyk as ons na die foto's kyk, en dan is daar ook kostuums, not as grand as in a very dramatic production, but they do need to have a particular look. So, hier het ek nou vir julle foto's wat geneem is toe die drama fisies opgevoer is. Dit is nou die voorstelling van Sarah, daar het sy die sak, daar kan julle agter kan julle die drade sien waarna hulle verwys. Hierso is die toneel waar Rockies die pop maak. En Sarah sit by haar en sy is in gesprek met haar, daar is Sarah se kamera. Hier is die gesprek tussen Koot en Sarah. Hier kan julle die graf sien met die klippe. Daar's die ou bak waarin sy die dunpap of die dikpap gemaak het. Hier's 'n moment van Sarah by Mita se graf wat in die toneel baie roerend was. It was really very touching. And we will come back to all of these as we go through the rest of the lessons. Ek hoop dit maak vir julle 'n bietjie meer sin en julle het bietjie meer klarigheid oor die ruimte en die konflik en die tyd tot ek julle weer sien.